is wie u sê u is. Amen. Hierdie God, wat is wie hy sê hy is, en hierdie God wat heilig is die God wat sê genade, barmhartigheid, vrede, guns, vreugde, en ook die wete dat hy gekom het om sy heiligheid en sy ek is wees met ons te kom deel. Amen. Toe ons oor die brandende bos gepraat het ons in kort vir mekaar gesê, wees nuuskierig om gereed te wees. Om te wil weet hoe dat ek kan gereed kom as die Here vir my opdrag gee. Die Here het Moses se aandag getrek. Ons het vir mekaar gevra, wat is die goed wat die Here gebruik om jou aandag te trek? En om dan ingestel te wees en nuuskierig te wees om te hoor wat hy dan sê, as hy ons aandag het. Vanoggend gaan ons die ding verder vat. Om God te hoor praat, moet ek wil verstaan wat hy sê. Maar daar is 'n paar doelbewustelike goed wat ons dan moet van kennis neem, wat ons dan moet doen. So kom ons begin en ons lees die eerste paar verse. Julle kan julle Bybels oophou. Ons gaan vandag die stukke lees soos dat ons aangaan. So ons gaan dit in 3 dele doen. En soos dat ons aangaan, gaan ons die stuk lees en dan kyk wat in daai gedeelte aangaan. En die eerste stuk wat ons gaan lees, daarvan vers 5 af, vers 5 en 6 van Exodus 3, en ek lees spesifiek die 53 vertaling, want die 53 vertaling vertaal op 'n spesifieke punt baie letterlik, wat baie belangrik is vir ons om te weet wat presies daar staan, want julle sal nou hoor hoekom dit so belangrik is. So die gedeelte gaan ek in die 53 vertaling lees, en dis nou nadat Moses die bos gesien brand het, en dan die Here wat uit die bos uit met hom praat, en dan sê die Moses vir die Here, hier is ek, Here. En dan lees ons hierdie. En God sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af. Die 83 vertaling sê, trek jou skoene uit. Want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader. Nou julle in die 83 vertaling lees daar van jou voorvaders. Daai is baie verseker enkelvoud. Dis baie verseker van jou vader, jou pa. En ons gaan nou sê hoekom dit belangrik is. En dan, ek is die God van jou vader, en ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg. Hy sy kop weggesteek. Want hy was bevrees om God aan te sien. Hy was bang om na God te kyk. So hy het sy gesig weggesteek. En die eerste ding wat ons moet raak sien is, as ons God wil verstaan, moet ons besef, wanneer God praat, is ons op sy terrein, nie myne nie. Moses, trek uit jou skoene, daar is maar so 'n liedjie, Moses, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. Ons moet ook eendag daai liedjie sing, ek wou nou nie vanoggend gesing het, want ek dink nie almal ken hom nie, maar, dis God se grondgebied, waarop ons staan, dis in sy teenwoordigheid, waar ons staan, as hy met ons praat. En let wel, ons lees hier, Moses is bevrees, maar tog hardloop hy nie weg nie. Hy steek net sy gesig weg, want hy wil nie na God kyk. Hy is te bang om in God se gesig te kyk. Ek wil so 'n bietjie 'n woordspel gebruik, om ons te help verstaan wat hier aangaan. En ek wil sê, Moses gebruik 'n veilige vrees. Nou is daar so 'n paar van julle wat nou so gaan. Jy kan maar so gaan, maar dit is 'n vreemde konsep.
Maar dis een van die redes hoekom ons baie sukkel om die Here te verstaan. Want daar is 'n veilige vrees. Jy sien, mense probeer baie keer die woord vrees vir die Here wegverduidelik met dit gaan eintlik oor omdat jy respek het vir God en omdat jy in gewyde eerbied vir God wil wees. Dis alles mooi, maar dit vat die woordjie vrees vir God weg. En dis 'n probleem. Want wat gebeur met Moses? Hoekom vrees Moses die Here? Maar tog hardloop hy nie weg nie. Want hy verstaan, van hierdie oomblik af kan hy nie weghardloop nie, want dan raak vrees onveilig. Wat bedoel ons as ons dit sê? Veilige vrees is om by God te bly met die besef jy staan op sy gebied voor hom. So jy vrees nie dinge nie. Jy vrees nie mense nie. Jy vrees nie die toekoms of die verlede nie. Jy vrees die heilige God voor wie jy te staan kom. Maar wanneer gebeur dit vir Moses? Dis die oomblik toe Moses besef met wie hy te doen kry. Nou gaan ons sê, ja maar kom aan, hy weet mos dis die Here. Die bos het gebrand. Ja, die bos het gebrand. Maar volgende Sondag gaan ons 'n bietjie meer praat oor hierdie agtergrond van die area waarin Moses hom bevind. Daar's 'n ding rondom die magdomgode wat die Egiptenare gehad het. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons kyk na daai oomblik toe die bos brand, en dis hoe God sy aandag getrek het. Maar in daai tyd, kon dit wees, dat dit 'n ander God is. Dit was 'n vreemde verskynsel, maar dis nie te sê, dis God wat praat. Want hulle het geglo, daar's 'n klomp ander gode ook, en ons gaan volgende Sondag meer oor dit praat. Maar wat vir ons vanoggend van belang is die feit, dat toe die Here vir hom sê wie hy is, toe sê hy, ek is die God van jou vader. Wie is ek? Ek is die God, met wie jy in die huis groot geword het. Ek is die God, wie jou pa aanbid het. Ek is jou God. Hierdie is nie 'n ander vreemde God van die Egiptenare, wat nou met jou praat. En onmiddellik sit hy vir Moses in hierdie oomblik van, okay, maar dis nou die Here wie ek aanbid. Dis nie 'n duiwel of 'n bose gees of 'n ding nie, of 'n spook, soos party mense glo nie. Dis God. Die Here sê vir hom nog 'n ding, hy sê vir hom, die God van Abraham, Isak en Jakob. En onmiddellik koppel hy die feit dat dit sy God is, ook aan die feit dat dit God is van die Israeliete. Abraham, Isak en Jakob. Nou moet ons dalk net vir 'n oomblik onthou, wie was Moses? Moses se pa was Amram. En Amram se pa was Koat. En Koat se pa was Levi. Waaruit die Leviete gekom het, die mense wat in die tempel gewerk, of by die tent van ontmoeting gewerk het. Nee? Die tempeldienaars. En Levi se pa was Jakob. Abraham, Isak en Jakob. So Jakob was dit as dit ware Moses se oupa se oupa. Dis 'n groot oupa. Maar hoekom is hier 'n onderskeid? Maar die Here wil vir hom sê, Moses, ek gaan vir jou opdrag gee. En daai opdrag behels iets van jou volk, van jou mense, wat in Egipte vasgevang is. Ek is hulle God, maar ek is ook jou God, wie jy ken. En toe Moses dit besef, toe kon hy onderskei en sê, hierdie God is nie enige God nie. Dis my God. Daar's nie meer 'n onsekerheid oor wie met hom praat en of dit die Here is nie. Onmiddellik besef hy, ek weet, dis die Here wat praat. En
daai besef, nie die bos wat brand nie, die besef dat dit sy God is wat met hom praat, het hom gewauw, gesê, joh, dis die Here, en hy het sy gesig toegemaak, en op daai oomblik besef, en die vrees het op daai oomblik op hom geval, om te sê, maar ek staan voor die heilige God. Dit het hom gevul met verwondering, en met ootmoed, 'n oomblik van, nou is ek gereed, om te hoor, ek hoef nie te wonder of ek hierna moet luister nie, ek weet, nou wil ek luister, want God, my God, die God van my mense, is besig om met my te praat. Op hierdie punt van, op God se terrein wees, want dit gaan nie eerstens oor Moses wat daar staan nie, dit gaan eerstens oor God, voor wie hy kom staan. En ons het gesê net nou, die vrees het Moses nie laat weghardloop. Nou hieroor moet ons dalk net 'n oomblik praat, want hierdie is die praktiese probleem in ons wêreld vandag. Julle sien, wanneer ons praat oor vrees, en ons praat oor mense se vrese, onmiddellik begin ons woorde gebruik soos, mense hardloop weg, hulle is skaam, hulle kruip weg, hulle wil nie hê ander moet weet nie. Mense met 'n probleem, mense met goed wat hulle gedoen het, mense met dinge hier binnekant hulle, vir wie dit swaar is, en ek wil dit wegsteek, maar ek probeer dit ook wegsteek vir God. So wat sê ons vir mense? Moenie weghardloop van God af nie, hardloop na God toe. Dit help nie om te vrees nie. En is op daai oomblik wat ons dan ook die ding van vrees begin verduidelik en sê, jy hoef nie vir God bang te wees nie, jy moet respek hê vir God, jy moet eerbied hê vir hom, so, dis okay, gaan na hom toe. Maar dis nie wat met Moses gebeur. Wat met Moses gebeur is, hy durf nie van God af weghardloop nie, want hy weet, as hy van God af gaan weghardloop, dan gaan hy in die moeilikheid wees. Maar wat is die groter ding, wat die vrees in die ootmoed wek in hom? Dit gaan daaroor, dat hy God erken as God. En dit is een van ons grootste probleme van ons tyd. God is nie so ernstig. God is nie so 'n vreesaanjaende God, soos dat mense hom maak, dat ons maar net kan maak wat ons wil, en eintlik is dit nie so erg nie. Weet julle, 2021, dis die jaar, wat ek bietjie nader aan die Here sal probeer kom. Dis die probleem. Mense vrees nie meer God nie. Die eerste ding, as ons God wil verstaan, en wil hoor wat hy sê, moet ek besef, ek is op God se terrein, maar hierdie God is die heilige, almagtige, ewige God, wat geskep het, wat in staat is, om weg te vee as hy wil, en tog nie wil nie, want hy is die God wat ons lief het. Maar omdat hy ons lief het hy nog steeds hierdie vuur, wat sê, as ons hom nie terug lief het nie, gaan ons in die ewige vuur beland, saam met Satan, wat hom nie wou erken het as God. Dis die eerste ding. Daar's 'n tweede ding, wat Moses moet raak sien. Ons lees by vers 7, ek gaan nou verder in die 83 vertaling lees, omdat hy maklik lees. Vers 7 staan daar, daarna sê die Here, ek het die elende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom, om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete
het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Die tweede ding wat Moses moet besef in die Here se teenwoordigheid is, God het 'n saak met sy mense. God het 'n hart vir sy mense. God wil nie hê sy mense moet verdruk of verslaaf word. Dis presies waarop gered neerkom. Om gered te wees beteken ek is vry van verslawing en verdrukking. Nou die goed verskil vir ons, van mens tot mens verskil dit, maar uiteindelik kom dit tog neer op een spesifieke ding, en dit is dat enige iets of iemand wat teen God is, verslaaf. Of ek word verslaaf deur iets, gewoontes, dinge, of deur mense, deur onderdrukking. Dit was Israeliete se probleem, die Egiptenare het hulle slawe gemaak. Maar hoekom is dit vir God 'n probleem? Of hoekom wil hy nie dit hê nie? Want as ek verslaaf is aan iemand of aan iets, kan ek God nie so lief hê, soos wat hy wil hê ek moet hom lief hê. Daar's 'n ander kant van hierdie saak. En die ander kant is dat ek die verslawing doen, of dat ek die onderdrukking doen. Ek wat in beheer van ander mense se lewens wil wees. Ek wat probeer regeer en hier in gebied op maniere wat mense vasgevang hou, wat mense bang maak vir my. Die manier hoe ek met mense omgaan, hoe ek met mense praat, wat ek met mense doen, wat ek oor hulle sê, wat ek vir hulle sê, is maniere hoe ek mense vasvang en slawe maak. Dis ook nie God se manier nie. Want wat doen ek dan? Dan wil ek die beheer neem. Dan wil ek maak presies wat Satan gemaak het oor hoekom hy die hemel uitgegooi is en nie meer die engel van musiek is nie, maar die duiwel is, omdat hy God wou speel. Hy wou die eer ontvang. Wanneer ek die eer probeer ontvang, deur vir ander mense te vertel en te doen en te onderdruk, of deur onderdruk te word en deur om verslaaf te word, in albei gevalle, mis ek 'n stuk liefhê vir God. En dit is hoekom God mense wil vrymaak. Sodat daar niks anderster is wat ons keer om hom lief te hê, dat ons hom met alles kan lief hê. En hier sê die Here vir Moses, ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom. Babel, verwarring, God het afgekom, om te kom kyk na hulle toring, wat hulle gedink het hulle bou, om by hom uit te kom. Uiteindelik het Jesus afgekom, om by ons te wees, sodat ons vry kan kom, om sy liefde te ontvang, en om terug lief te hê. Mense se lyding raak God se hart. Hy sien dit raak. En hy wil vryheid hê vir alle mense. Daarom kom hy na mense toe. En dis presies wat ons herdenk met Kersfees. Jesus het mens geword, sodat ons in vryheid hom kan lief hê. Die tweede ding, as ek wil verstaan wat die Here vir my sê, moet ek aanvaar wat sy hart is. Dis belangriker as wat my hart wil hê. En dit gaan my help om by die derde ding uit te kom.
wat is die derde ding? Die laaste ding. Kom ons lees daar by vers 11. Die laaste ding waaroor dit gaan is, dit gaan oor God. Wanneer ek op God se grondgebied voor hom kom staan, en ek aanvaar God se hart, nie net vir my nie, maar vir almal, moet ek ook weet, dit gaan nie primêr oor my nie, maar dit gaan oor God en sy plan. Vers 11. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Here, U ken my, wie is ek? Is dit nie maar die vraag wat ons baie keer vir die Here vra, as ons weet, ons het 'n opdrag wat ons moet nakom. Ons het liefde om te gaan gee, ons het 'n getuienis. Here, wie's ek, dat mense na my sal luister? Kyk na my sonde, hoe kan ek met ander mense gaan praat oor hulle sin? Wie is ek, Here? Moses, Here, ek met die Farao gaan praat, dis die koning van Egipte daai, hy maak net wat hy wil, so terloops, Here, die Israeliete is onder sy slawerny, wie is ek? Ek pas maar net my skoonpa se vee op in die woestyn, wie is ek? Vers 12, God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. Nou die letterlike vertaling, as jy dit letterlik vertaal, daai ek sal by jou wees is een woord in Hebreëus, wat eintlik letterlik vertaal kan word met, ek is by jou. Ek is by jou. En hier kom die Here al klaar, en hy gee ietsie van sy naam weer, en dis wat ons volgende Sondag oor gaan praat, ek is. Maar hy sê vir Moses, ek is by jou. Moses gaan vra later vir die Here, Here, maar wat is die naam? Hoe moet ek sê, wie het my gestuur? En dan praat die Here verder oor die ding. Maar hier sê hy vir hom, ek is by jou, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Moses, ontspan, dit gaan toe nou nie oor jou. Jy is my keuse, jy is die een wie ek kies om hierdie opdrag uit te voer. Jy is die agent vir bevryding wat ek gekies het. Maar ontspan, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor my. Wat ek gedoen wil kry. En hoe gaan ek jou help? Ek gaan by jou wees. Ek gaan daar wees. Onthou die storie van later, van die kierie, wat op die grond gegooi het, en het 'n slang geword, en hy het sy hand in sy hemp gesteek, of in sy klere, uitgetrek, melaats geword, teruggedruk, uitgetrek, gesond geword. Die storie van die water in die Nyl gaan skep en uitgooi op die grond, dit word bloed. Die Here doen wonderwerke, maar wat is daai wonderwerke? God is by Moses. Here, wie's ek? Moses, dit gaan nie oor wie jy is, dit gaan oor wie ek is. En ek is by jou. En hier is die belofte. As jy dit gaan doen, gaan julle my hier, by hierdie berg, aanbid. Ons het net al gesê, dis baie belangrik, dat ons kan onderskei, dat dit nie enige God is wat hier praat nie, maar die lewende God. Hoekom is dit so belangrik vir Moses? Want die ander gode was nie hiertoe in staat. Hulle was nie in staat om deur een ou, wat nie eers alles het nie, 'n volk te gaan bevry, te gaan uitlei, wat onder die Egiptiese koning se slawerny is. Inteendeel, die Egiptiese koning was ook as 'n god beskou. So daar's nie 'n manier.
Daarom is dit so belangrik, dat Moses hierdie God aanvaar, vir wie hy sê, hy is. Vir Moses, om 'n agent van bevryding te word, kon hy nie uitstap, en sê, hallo julle, word vry nie. Hy kon maar net na God toe wys en sê, God roep julle uit. Kom ons gaan. Daarvoor was geloof baie belangrik. En wat was geloof vir Moses? Geloof vir Moses was om weg te kyk van Here, ek, na Here, U is die ek is. Geloof is om nie vas te kyk in dit wat ons moet regkry of nie regkry nie. Geloof is in die eerste plek om God te aanvaar vir wie hy sê hy is, om na God te kyk. En dit gebeur primêr deur te aanvaar wat hy van homself sê. Wat het hy gesê? Hy het gesê, hy is, en hy het gesê, hy is by Moses. So hy is teenwoordig by ons. En dit word gevolg deur hierdie opgewondenheid, dat ander kan beleef wat Moses het. Daai stukkie van, en julle sal terugkom, en by hierdie berg my aanbid, en hiermee wil ek afsluit. Daai ding het 'n baie spesifieke betekenis vir ons vandag. Dit gaan nie net daaroor om te sê, Moses, jy gaan nou maar, en jy gaan sê vir hulle, ek het gesê ek is by jou, en as julle uitkom, gaan julle by die berg kom, julle gaan my aanbid, en as jy dit beleef, dan weet jy, dit was toe ek in die beloftes vervul. Dit gaan oor baie meer as dit. Daai belofte het vir Moses op daai oomblik beteken, die goed wat ek van die Here gesien het, wat niemand meer kan stry nie, hier by hierdie berg, en hier wat die Here met my uit hierdie bos uitgepraat het, en sy naam aan my bekend gemaak het, en vir my gesê het, wat is hierdie nuwe toekoms wat ek vir julle wil gee, van 'n nuwe land, met 'n klomp vyande, wat ek gaan verslaan, want ek gaan dit oopmaak, julle gaan kos hê om te eet, en nie wat se kos nie, melk en heuning, dit is vir die dag delikatesses. Ek kan nou amper sê, hy gaan vir ons 'n land gee, waar daar baie biltong en koffie en lekker tert en wat se koeke alles en gesonde vrugte vir die van ons wat so bietjie na ons figure wil kyk en glutenvrye goed wat verskriklik lekker is vir die van ons wat daarmee sukkel en alles gaan net beskikbaar wees en dit gaan net fantasties wees en die munisipaliteit gaan nooit gebel hoef te word om jou drein te suig nie. Hulle gaan dit net doen, en die polisie sal almal wat verkeerd doen in die tronk stop, hulle sal hulle nie vrymaak nie, en daar gaan nie mosmakers wees nie, man, daar gaan nie reën op die verkeerde tyd wees nie, alles gaan net fantasties wees. By daai plek, dit wat jy beleef het van my, gaan hulle saam met jou beleef. Raak opgewonde oor my plan, vir julle almal, want is nie net vir jou nie, dis vir almal, maar jy is die agent, wat hulle moet gaan uitlei uit dit uit, en hoe gaan jy dit doen? Deur heen te wys na my, want ek is by jou. Dit wat jy van my beleef het, gaan hulle ook beleef. Mag ons, ook in die jaar wat kom, bly soek na hierdie God wat by ons is, wat sê ek is by julle. Hierdie God wat van ons bevrydingsagente maak, wat van ons mense maak, om vir ander te kan heenwys na God toe, en sê, weet julle wat, ek kry dit nie reg nie, ek sukkel, ek word kwaad, partykeer onderdruk en verslaaf ek, maar kom ons help mekaar deur na God te kyk. Wat
sê God, wie is God? Want daarin lê ons hoop. Amen. Here, ons wil graag by Moses leer. Here, ons wil eintlik maar deur sy storie by U self kom leer. Hy wys maar net heen na U toe. Toe die wonderwerke deur hom gekom het, was dit maar net 'n teken van U wat by U volk is. En Here, ons weet, dis vandag nog waar, want U Heilige Gees is in ons. Daarom, Here, help ons om meer en meer na U te kyk, met die oortuiging, U is by ons. En dat ons daarom U vryheid, U vryspraak kan gaan verkondig deur te sê, kom vry, kyk na God, kyk na Jesus. Amen. En ek gaan vra dat ons nou ons slotlied sing. Julle kan maar bly sit as ons dit sing. Dis die baie bekende lied, Hoe groot is ons God, van Juanita Du Plessis, wat ons al gesing het. Dit gaan van die CD af gebeur. So, kom ons sit so en dan sing ons dan ook hierdie lied saam. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. En tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam.
Here is by jou, want hy sê, ek is by jou. Hy is die ene wat jou in staat stel om na hom toe te wys, sodat almal die bevryding wat jy beleef ook kan hê. Hy is die God wat deur sy Heilige Gees jou in staat stel om elke dag dit waarmee jy sukkel ook na hom toe te kan wys, sodat jy in sy vryheid